gesin en almal neem so deel. Toe kom hierdie ding in my gedagtes op. People on the beach think that way they found peace. But I tell you what, they will keep on searching for peace on the beach up until they found Jesus, and then they will find real peace. Man, ek wil julle sê, God is allemaal awesome. Hy is amazing. Hy is amazing. Ek kan volgende gesaak met jou van die tannies hierso. En ek sê vir hulle, weet jy wat, Jesus het geweet om in daai tyd te kom. En toe los hy vir ons tegnologie vandag, sodat ons kan vinniger met mekaar uitkom. As Jesus ons tegnologie moes gehad het, het ons nie nodig gehad om hier nog nie te verspreid, want ek is loop. Maar weet jy wat, omdat baie mense moet loop, wil hulle nie meer loop nie. Hulle is net afhanklik van die laksie van die kar met die airconditioner. Man, prijs die Here. Ek is so opgewonde om hier te wees. Ek het 'n woord van die Here gekry. Pastor Jan bel my. Hy sê, gaan jy bedien? Ek sê, ek bedien, maak my saak nie, bedien nie, maak my saak nie, doen wat die Here sê. En ek staan so eentjie van my kantoor, van my lesenaar af. En hy sê, hy sit my op, en ek sê, dis reg, ek ook onderuit op my lesenaar gaan sit, toe die Here klaar die woord vir my gegees. Ek julle sê, nie na die werk, ek julle steel nie, man, want hy loop rond soos 'n brandende leeu. Hy is nie 'n brandende leeu nie, man. Hy loop rond soos 'n brandende leeu. Weet jy wat, daar is net een brandende leeu, en dis die leeu van Judas van die Skrif. En ek dink by myself, ek wil wegspring waar my jeugleier van die dag het gister. Hy het so'n fantastische boodskap gehad, ek my beroer het in die hart, en ek dink dis wat van wegspring vandag. Hy het gepraat, amen, yes, man, amen. Nee, maar dit was ek met amen, hy sê, ons noem gister Goeie Vrydag. En hy vraag, wat is so goed aan Goeie Vrydag? Ek bedoel, Jesus is gevangen geneem. Jesus is bespot, hy is geslaan, hy is gemartel. Weet jy wat, hy is verneder. Wat kan so goed wees omtrent in die Vrydag? En om alles te kroon, word hy gekruisig en doodgemaak. Hy sê, wat is so goed omtrent hierdie Vrydag? As ons in die wêreld aan buitekant is en die bankbestuurder loop verby ons en hy sê, wat is so goed omtrent jou Vrydag? Wat sal ons vir hom sê? Wat is in ons harte? Wat gaan by ons monde uitkom? En ek sê, prys die Here, baie dankie daarvoor, Here. Dankie, Here, vir 'n jong man wat luister na die woord van God. En ek weet nie, weet julle, wie is die jeugleier hierso? Steek die hand op, wie is die jeugleier? Is hy hier vandag? Prys die Here. Hou aan met die werk van die Here. Ek wil vir julle sê, nee, weet jy wat, nee, die jong man hoor, en ek sê, dankie Here, nou kan ek aangaan. En ek van die woord van God, en ek blaai so deur hom. En ek kyk, hoeveel mense was daar, net 'n week terug, 'n paar dae tevore. Die Bybel sê, die grootste gedeelte van 'n menigte skare, nie almal nie hoor, die grootste gedeelte van 'n menigte skare, het palmtakke uitgepluk, en het neergelê, hulle klere uitgetrek, en het neergegooi. Die grootste gedeelte van die skare het gedoen. Weet jy wat? Daai skare het aan die Joodse geloof vasgehou, en het gedink die Messias is 'n koning van 'n aardse stam, 'n koning wat uit die aarde uit gaan opstaan, 'n koning wat met swaard en spies gaan loop, en hier kom die koning van die konings aangery op die rug van 'n esel. En weet jy wat? Hy het nie so swaard as hy sê nie. Maar dit moet die koning wees, want die ouens hou nog vas, want hulle is moe vir die Romeine wat hulle so verdruk. Hulle is moe vir die Romeine wat hulle verniel. Hulle hou vas aan die hoop dat hierdie is 'n aardse koning wat die Israeliete en die Jode gaan kom vrymaak en in 'n nuwe land te lei. En terwyl hulle so deur die week loop en Jesus besig sy goed,
En aan die tafel van die nagmaal, waar die nagmaal gestel is, sit 'n man wat Jesus gaan verraai. En Jesus weet dit. Jesus weet dat hier sit 'n man wat my gaan verraai. En nog hanteer hy met liefde. Nog hanteer hy met respek. En hy sê vir hom, gaan dit wat jy moet doen, gaan doen dit vandag. En ek kyk toe Jesus gearresteer word. Toe Jesus gevang word. Dus die mense weg. Ek weet nie wat nie, sy disippels is ook weg. Hulle het die oop verlaat. Hulle het nog maar die steek gelaat. Hulle het nog nie nog verlaat. Ai. En toe daai hand kraai, toe weet Petrus, hierdie man se woord is waarheid. Toe weet Petrus, weet jy wat nie, ek het my meester verloor. Ek het my volgeling. Ek het nie wat ek volg verloor. Jy sien, soos wat ek gesê, 'n disipel is iemand wat in ander een se voetspore loop. As die ander een sê ja, dan sê hy ja. As die ander een sê nee, dan sê hy nee. As die ander een sterf, dan sterf hy saam. 'n disipel, 'n oudgewortelde disipel, is iemand wat sy alles en alles vir Jesus gee, vir sy volgers. Ons het goeie leiers in die wêreld gehad. Ek wil vir julle sê, al die leiers wat goeie leiers was, het noodwendig wat ons hoef saam te stem. Maar hulle het geweet hoe mense te kry om dit te volg. Al is hulle gedagtes verdronge, al is hulle gedagtes verkeerd, hulle het mense gekry om dit te volg. En Jesus het mense gekry om hom te volg. Maar toe die oomblik aanbreek, toe is daai manne weg. Toe is hulle weg, toe klap hulle afskene. En ek dink, Jesus hang daar aan die kruis. En die een wat daar by hom staan by sy voete, is Johannes. En Jesus sê vir Johannes, daar is jou moeder, vir Maria, daar is jou seun. Ek lees die basie allemaal nie. Ek lees die basie aan 'n ouers wat 'n week terug, ons soos sy hart ontvang het nie. Miskien was hulle teleurgestel. Miskien het hulle gewonder, is hier die werklik ware koning? Miskien het hulle gedink hier wat nie, dit is maar net nog een wat geprobeer het, soos al die ander. Miskien het hulle gedink, nou wys, as het gebeur, dan moet iets wees, want hy kom dan eers met wapens hier aan nie. Hy kom eers met sy eie donkie hier aan nie. Hy lene vol by iemand anders in die kom. Weet jy wat? En ek gaan sit en dink by myself, wat het gebeur in die tyd vandat Jesus gekruisig is tot sy opstanding? Wat het in daai tyd, waar was die manne gewees? En ek kon nie baie inligting kry nie. Die enigste wat ek kry, is 'n gedeelte wat vir my sê, en hulle het gesit en ween, en hulle het gesit en huil. En ek wonder of hulle gehuil en geween het, omdat hulle nie die koning gekry wat hulle verwag het nie, of omdat het hulle vriend was. Want jy sien, dit is 'n probleem met ons wêreld van vandag. Dis 'n probleem met baie mense, met baie wedergebore kinders van die Here van vandag. Hulle buig hulle knieë voor hulle pastoor, voor hulle dominee, voor hulle kerk, voor hulle genootskap, voor wie ook al. Is so baie mense wat hulle knieë daar buig, en as die dominee of die pastoor of die priester of wat ook al iets oorkom, weet jy wat nie, dan val sy geestelike lewe uit mekaar uit. Want sy anker was gewees in 'n mens. En dan alle waarskynlikheid was dit die geval gewees met die disipels ook. Hulle vereers het hulle aan Jesus vasgehou as mens. Want hulle het gedink hy is die koning. Hy het gedink dit is die profesie wat daar geword het, 'n aardse koning. Maar die profesie het nooit gepraat van 'n aardse koning. Die profesie het gepraat van 'n koning. Van die konings. Die koning wat sy koninkryk vir ewig sal bly staan. Geen aardse koning kan sy koninkryk kan vir ewig bly staan. En terwyl die kerk na mense kyk, terwyl die kerk kyk na hulle leiers as die Messias, as die verlosser, wat ek vir jou sê, is die kerk vir God gedoen. Ons gaan dit nie maak nie, hoor. Ons gaan dit nie maak nie. Die eerste wat met 'n wapen hier instap, die eerste wat met 'n machine inloop, die eerste wat met 'n pande inloop, en hy sny die pastoor se keel af, dan hardloop die ander. Want die Bybel sê,
Maar voordat hy doodgemaak is, staan sy pa en sy ma saam met hom. En die ouens wat regvallig neem met 'n riet gevat en in 'n veer gesny. En hulle sit voor sy neusgate. En hulle sê vir die pa en die ma, verloon Jesus of sterf of ons maak jou seun dood. Weet jy wat sê die seun? Nie die pa en die ma nie, wat sê die seun? Die seun sê, pa, ek wil vir jou sê, hy maak hulle my nou dood, as ek vir Jesus. Weet jy wat ek wil maak? Ek is so bly as ek net nog gesukkel, so bykie met die krag. Want weet jy wat, ek wil so sukkel met die krag, so sien ek, maar weet jy wat nie, die krag stop nie die diens nie. Sit daar in 'n vertrek, agter geslote deure. Hulle is bangbroeke man. Weet jy wat? Hulle het Petrus self het gesê, "Sal saam met u in die dood ingaan," maar hy daag nie eens op nie. Hy het eers weg en hier sit hulle agter geslote deure. Hulle is bang. Hulle is bang. Miskien het hulle getwyfel. Miskien het hulle gewonder, Jesus, ons het alles hoop op hierdie man gesit. Nou is hy dood. Hoe kan dit nou wees? Hoe kan so iets werk? Hy is dood. Hulle gaan met uit die vertrek uitloop en hulle gaan die skare daar buitekant in die oë moet kyk en daai skare gaan sê waar is julle koning nou? Waar is julle Messias nou? Waar is julle verlosser nou? En hulle gaan nie antwoorde hê nie. Hulle gaan nie antwoorde hê nie. Maar ek lees die woord van die Here, hy sê toe Jesus met hulle gepraat het voor die tyd, hy het vir hulle gesê, hoor jy so, ek wil vir julle sê, ek gaan doodgemaak word. Weet jy wat, hy het gesê, die tempel gaan afgebreek word en binne 3 dae opgebou word. Hy het vir hulle soveel verhale die inligting gegee, maar hier ons het hulle afgesluit. Hulle wou dit nie glo nie. Hulle wou nie glo dat so iets gebeur nie. En nou is hy dood. Maar die feit dat hy gesê het, hy gaan weer lewe, glo hulle ook nie. Hulle glo dit ook nie. Hulle glo dit ook nie. Ek wil vir julle vat na 'n skrifgedeelte toe. Markus 16 vers 9. En nadat hy opgestaan het, vanaf vers 9. Vroeg op die eerste dag van die week het hy eers verskyn aan Maria Magdalena, uit wie hy 7 duiwels uitgedryf het. Sy het gegaan en dit vertel aan die wat saam met hom gewees het, terwyl hulle treur en ween. En toe, hoor hierso, hoor net hier, en toe hulle hoor dat hy lewe en deur haar gesien is, het hulle dit nie geglo nie. Ek gaan nie oor die opstanding preekie hoor, dit los ek vir die prediker van môreoggend, maar ek wil nie opstanding aanhaal, want weet jy wat gebeur hierso? Die mense wat saam met Jesus gewandel het, wat die wonderwerke aanskou het, wat die krag ervaar het, wat die Here in hulle lewens uitgestort het, weet jy wat doen daai mense? Hulle glo nie. Hulle glo nie dat Jesus opgestaan het nie. Weet jy, as hulle geglo het, hoekom het julle vanoggend kerk gekom? Weet jy julle sê as diens vanoggend? Pastoor Skelter? En dan die ander net, mense het julle sê as diens, weet jy wat dit gebeur? Julle het geglo daar's 'n diens en julle het opgedaag vir die diens. Sorry, en weet jy wat nie? Ek wil vir julle sê wat het verder gebeur. Julle is hier so in julle deel geneem, maar die disippels het nie geglo nie. Die disippels het nie geglo nie. Want as die disippels geglo het, wil ek vir jou sê, daar was nie Maria Magdalena by die graf gewees nie, maar die disippels. Daar was die disippels by die graf gewees, want Jesus het ons voor gesê, hy gaan na 3 dae opstaan. Dan sou hulle daar gewees het en hulle sou ingewaak het. Maar dit was nie haar nie. Wie was daar gewees? Die vrouens. Hoor jy wat ek het vertel? Want hulle het julle verstaan nie. Die vrouens was daar gewees. En een van hulle nogal iemand 7 demone in haar gehad het. En die begin die evangelie. Die vrouens begin, want weet jy wat nie? Hulle sê, gaan sê van hulle. Jesus sê, gaan sê vir my disippels. Die vrouens begin die evangelie. Maar dat ek jou gou vertel, as die
werk doen, dan kan die vrou hare doen. Maar hier is so 'n groep mense wat ek soek. En ek noem hulle die toeskouers. Hulle was daar gewees toe Jesus aangekom het in Jerusalem en triomfantlik toe hulle daar. Baie van hulle om net te sien wie is die man wat almal so van praat. Hulle was daar, hulle was eintlik die toeskouers gewees en toe wie wat dit. Toe hulle verbykom en sê Jesus vir jou kanaar, toe van op maar blaar. Hy weet nie waaroor gaan die blaar, hy weet nie waaroor gaan die kleur nie, maar ek vat dit wat hy wil deel wees, wat net aangeval is hierdie koning beheer vat. Kan hy daar miskien 'n stoel ergens kry, of hy kan daar 'n belangrike posisie kry of iets. En toe Jesus gearresteer is, toe word daai selfe toeskouers wat skree, kruisig hom, kruisig hom, kruisig hom. Daai selfe toeskouers weet nie wat nie, hulle sê maak hom dood. Daai selfe toeskouers. Weet jy wat dit die een dag, toe moedig hulle hom aan, en die volgende dag, weet jy wat dit, toe wil hulle hem doodgemaak word. Mense is allemaal snaaks in hulle woord. Mense is allemaal snaaks in hulle. Hulle sê, ja, dis fijn, nie waar nie. Die Here het my gebless met die sterk. Kyk, 'n paar jaar gelede, 'n rugby match. Soos ek nou rugby aanbring. Ek weet nie, dit kyk nie so wel. Die Vrystaat en die Blou Bulle speel op Loftus. En die Vrystaat wen. Maar jy weet ons almal die Vrystaat dra die oranje klere. En die Blou Bulle dra die blou klere. En ek sien die kamera so gefokus op hierdie een ou. Terwyl hy kyk die laaste sien ek jou maak so. En toe dink ek oor sy blou jersey en hy oranje jersey aan. En ek sê hy was met die toeskouer gewees. En ek dink by myself, dis wat die skare gedoen het. Hulle het met een jersey rondgeloop. Toe Jesus aankom, en toe trek hulle daai jersey uit en dan wys hulle ander klere, toe Jesus gekruisig word en doodgemaak word. Hallo, as sy terug, prys die Here. As ek die saak praat, dan lig op na nog 'n paar mense. Halleluja! En ek kyk en ek vra, wat het hierdie toeskouers dan nou daagliks gemaak? Was hulle net sensasiesoekers? Was hulle dalk deel van daai tyd se media wat in die Oosterlig of in die beelde stories gaan skryf oor wat hulle gebeur het? Kyk, daar's baie van hulle wat in die Midde-Ooste is. Hulle skryf stories oor wat in Israel en Gaza gebeur. Hulle is daar vir die sensasie, want as hulle die verhaal in die Koran besit, dan verkoop die Koran. Hulle wil nie lees aan Koran nie. Dit is nog dieselfde. En die hele jonges sal ook weet, daar was nie nog mens. En ek sê, Here, dit is presies waar die probleem lê vandag. Ons sit vandag met 'n kerk, en dan praat ek nie net van die PCG nie, ek praat van die elke genootskap in die wêreld. En ons sit vandag met kerke wat aanbiddingssentrums van mense geword het. Ons sit vandag met 'n groot probleem. Jy sien, ek is so gestel en geestelik jaloers op my boetie en my sussie, dat ek vergeet om my roeping te vervul waarvoor die Here my geroep het. En weet nie wat nie, ek is in kompetisie met hom. Ek wil kyk of ek beter as Jeffries by kan doen. Ek wil die cijfers vat dat ek daarom 'n meter groter gaan. Ons sit vandag in die kerk van God met 'n klomp toeskouers. Ons sit vandag met 'n klomp toeskouers wat net sit en kyk. Dit sou lekker gewees
om in Jeffries te wees. Weet jy wat nie? Ek is seker het sou lekker gewees om in Jeffries te wees, maar weet jy wat nie? Dit moet nie net gaan oor die lekkerste nie, maar as daar ons het gesien was nie, dat ons en ons sit in hierdie stilte periode waar Jesus gekruisig is tot hy opgestaan is. En mense kom verby ons en hulle keer ons voor. En hulle sê, waar is jou Jesus? Waar is jou Jesus? As my kar breek, dan sê die mense, waar is jou Jesus? As my huwelik ten gronde gaan, dan sê die mense, waar is Jesus? Weet jy wat, ons is te bang om hulle te vuis. Ons het nie antwoorde vir hulle nie. Ons bly stil. En ons kruip agter ons toedeure weg. Want weet jy wat nie? Ons het gedink, as ons Jesus aanneem, kan ons huwelik gered word. As ons Jesus aanneem, kan hy ons bankrekening klaar betaal. As ons Jesus aanneem, kan die nuwe kar voor die deur staan. Laat ek ook vertel, die nuwe kar voor die deur is dan jy so val. Ons het op 'n punt in ons lewe gekom waar ons moet besluit, gaan ons die toeskouer wees of gaan ons die deelnemer wees? Weet jy, ons kry predikers, hulle staan op die platforms en hulle praat en hulle sê, weet jy wat, dis tyd om vir die Here te werk en hier is die geleenthede, maar dan kyk jy, dit gaan na ure moet wees, of dit gaan op 'n Saterdag moet wees, of dit gaan daai tyd moet wees, dan sê jy, ek kan ongelukkig nie. Ja. Ek het nou 'n godsman gehad het eendag my hierdie raad gegee. Hy het vir gesê, Gert, as jy ooit eendag iemand iets wil vra om te doen, vra die ou wat altyd besig is. Hy sê, vra die ou om vir iets te doen. Jy kan sê, die ou gaan plek kry om vir jou iets te doen. Hy sê, maar weet jy, wie moet jy nie vra nie? Die ou wat baie tyd het. Want weet jy wat, die ou is nie dis om iets te doen, dis om baie tyd het. Ja. Amen. Ons sit met 'n verantwoordelikheid, Matteus 28, vers 19 sê vir ons, gaan dan heen, maak disippels van al die wittes. Alles wat uit julle geleer het. Come on. Wie se werk is dit? Pastoor se dit? Of die president se dit? Of Cyril Ramaphosa se dit? Elke disipel wat 'n disipel van God geword het, wat Jesus Christus geword het, en die verantwoordelikheid op sy skouers om te gaan en ander disipels te maak, en dis in die kerk gaan groei. Heiliglik, die kerk het begin in die tyd van Jesus se kruisiging, of in die tyd van Jesus hier op aarde. Dis nou net oor die 2000 jaar, van geen Christendom nie, tot die grootste geloof in die wêreld, wie wat 2.2 biljoen Christene in die wêreld, op papier natuurlik, hoor. Nie almal wat deelnemers is nie. Baie van hulle is net volgende, want hulle is net toeskouers. Maar hy het gegroei in 2000 jaar. Weet jy wat nie? As elke een van ons vandag gaan, en ons gaan maak met 2 disipels vandag, wat ons kan uitstuur, want Jesus het hulle 2 uitgestuur, wil ek vir jou sê, Pastoor Elton, in Ooskaap, julle het 'n minplek vir kerk. So, ja, Suid-Afrika, julle het 'n minplek vir kerk. Ek het nie geloof in die beleid. Ek sê enkel praat elke straat 'n kerk wees. Elke straat 'n kerk wees. Weet jy man, daai straat het soveel potensiaal om vir die Here mense te werk. Maar nee, ons wil liewer kyk hoe die pastore doen. Ons wil nie eendag geprees wees. Ons wil nie eendag deel in die kroon wat ons weggelees het. Dis belangrikheid net maar. Wie wat die ouens wat op skool is, hulle sê so lank ek weet nie wat se slaag sy verdien dan 40%, 30%. Hulle sê so lank ek net kry, dan sê nee. Soos ons Christene ook, ons wil dit net maak, maar ons is so selfsugtig dat die res van die wêreld verloor gaan.
stap vlak verder, wat ons het kan maak. Ek dink, ons moet die punt bereik, wat ons sy van die deelnemers wees, of van ons by die toeskouwergetalle wees. Want die toeskouwergetalle, ek lees van hulle niks verder in die Bybel nie. Ek lees van hulle niks wat verder gebeur het nie. Halleluja. Ek lees van hulle wat niks verder gebeur het nie. Ek staan nou eendag in die oopkamer. En 'n man kom dan na my toe. En ek was nie, ek kan my geld, ek kan my opa doen, ek kan my enige ding doen, man. Dis nou, ek gaan my nergens gaan. Dat ek hom gou vertel. Die skrifgeleerders en fariseërs het gedink hulle titels gaan hulle red. En toe sit jy hulle jare vol geweet. Maar ek staan by hierdie man in die oopkamer. En hy sê vir my, Gert, of pastoor. Hy sê, my broer is ook 'n pastoor. Maar ek sit my voete in geen kerk nie. Hy sê, toe hy sy werk verloor, toe die Here nie vir hom 'n brood gegee het. Ja, okay. Maar hy lewe nog. Ja, hy lewe nog. Ek sê, hoe het hy gebly? Hoe het hy in die lewe gebly? Ja, hoe het hy in die lewe gebly? En hy stil. Ek sê, maar kom ons gaan oor jou kom saam. Ek gaan jou join. Maar op jou voorwaarde. Vir die volgende 2 weke, jy maak nie jou yskas oop nie, en jy maak ook nie jou koskas oop nie. As jy honger is, dan skiep jy dit vir 2 weke, voordat jy daai kas se mag vat. Hy sê, hoe kan ek dit doen? Mens kan nie dit doen nie. Ek sê, bly in die kerk in, dan kyk jy hoe geestelik word jy maar. Bly in die kerk in, dan sien jy hoe gaan jy te gronde. Die kerk kan nie red maak. Ek het my Bybel oor. Ek praat nog net 'n bietjie groter en dan kan ek dit lees. En op die eerste dag van die week kom Maria Magdalena vroeg, terwyl dit donker was by die graf en sien dat die steen van die graf weggeneem was. Sy hardloop toe en kom by Simon Petrus en by die ander disipel, ons neem aan wat Johannes, vir wie Jesus lief gehad het. En sê vir hulle het die Here die graf weggeneem, ons weet nie waarom ons dit gereed nie. Eintlik het Jesus opgestaan, maar sy dink hulle het sy liggaam weggeneem. Toe gaan Petrus en die ander disipel uit en kom by die graf en die 2 het saam gehardloop. En die ander disipel het vooruit gehardloop, vinniger as Petrus en eerste by die graf gekom. Maar hy het nie ingegaan, hy het net gebid en gekyk. Weet jy wie gaan in? Die een wat agterna gekom het. Hy kom verby. Hy kom verby die Johannes en hy gaan in die graf in. En weet jy, hy kry daar vir Jesus se klere en die kopdoek wat opgerol is, wat beteken is in die Joodse geloof dat Jesus is op pad terug. Want as jy jou kopdoek opgerol het, dan beteken dit ek kom weer. Yes. En weet jy wat is die les vir my hieruit? Johannes was nog 'n spektator geweest. Hy was nog 'n toeskouer geweest. Hy het nog gekyk en toe besluit Jesus, Petrus, ek het hom seer gemaak. Ek gaan nie net meer 'n toeskouer bly nie. Nou gaan ek deelneem. En hy het ingegaan en hy het uitgegaan en hy het die wêreld verander. En ek en jy sit vandag hierso as gevolg van 12 manne. Nou, Judas was uitgestop geweest as hy nie vir die slaap stel. As gevolg van 12 manne wat uitgegaan het. En hulle het die wêreld gevaarby. Hulle het die wêreld verdien. Hulle het aan die wêreld vertel om nou toeskouers wees. Hierdie kerk gaan net hierdie grootte bly as julle toeskouers bly. Pastoor Elton en pastoor Jaap, pastoor Roger en al die pastoor Jaap, al die pastore, hulle het verantwoordelikheid om seker te maak dat ons is toegerus sodat ons kan uitgaan en gaan lam. Want onthou die herder is gemaak om te lam. Die herder is gemaak om die skape te kyk. Die skape is gemaak om te lam. Hoe lank wil julle nog toeskouers bly? Hoe lank wil julle nog hoor van Jimmy Swaggart se groot dinge? Hoe lank wil julle nog hoor van Reinhard Bonke wat Afrika omgekeer het? Hoe lank wil julle nog hoor van Nicky Cruz en al die manne? Maar ergens van sy pad is daar 'n spasie op 'n papier oopgelos vir jou, sodat
Here op die klas wat so verskil vir die Here gemaak het. Maar omdat ons nie wil nie, kom ons nou met nooit afskryde staan. Praat met goed van die lewe. Praat met verhaal skryf. Het jy gehoor as iemand nie in die gemeente? Jy hoor hier so iemand daar opgetrek. Maar met die pastoor laat weet dat jy gelyk besoek doen. Wat het jou bekeer? Hoekom het jy nie gaan nie? Hoekom het jy nie om gaan help om dat weet nie? Hoekom het jy nie vir hom gesê, kom, stap saam met my, dan gaan ons, ag, nie ons by die voete van Jezus. Jezus, gebruik jy sy heilige gees as pastoor. Maar kom ons ek nie by die voete van Jezus. Ek gaan afsluit met die laaste gedagte. Ek sit ook nie stickers op my kar nie. Maar baie ouens sit Jesus is love en al hierdie stickers op hulle karre. Ander nie, want weet hoe kom die ander het nie opsit nie. Hulle is bang, hulle word geïdentifiseer as kinders van die Here. Hulle is bang, hulle word so jy het 'n sticker op maar waar is die sticker saam? Jy sien. Ek sê ons stickers op ons hart wees. Ons sticker moet ons op ons hart geskryf staan. Want wanneer mense ons harte kyk, dan kom hulle, soos die vrou van Samaria. Sy het gehardloop en almal het haar sondes geken. En toe sy ingaan en sy vertel van die man wat sy ontmoet het. Toe hardloop almal en hulle kom na die punt toe om te kyk of dit wat sy gesê het waar is. En hulle sê agterna van hoorsêtes van hom gehoor, nou het ons homself gesien. Wie hardloop agter jou aan? Wie kom agter jou aan? Om te kyk wat in die huis van die Here aan. Draadsitters. Jy gaan dit nie maak, jy moet jy gaan dit nie maak, jy moet as jy die skool wil gelukkig hou, en jy moet die baie by die skool, en jy moet die kerk gelukkig hou, jy gaan dit nie maak nie, jy sal moet 'n stand neem vir Jesus, oplos het, elke dag van God na elk. Wat is jou keuse vandag? So. Ek sê altyd my mense, is ingeskakel af op my internet, prys die Here. Prys die Here vir tegnologie. Ek sê altyd, moenie opstaan, omdat jou baie nie opstaan nie. Moenie opstaan omdat jou pa of jou boetie of iemand, moenie opstaan omdat almal aan dat toe sê, dat sy pastoor uitnodig gemaak, weet jy nie opstaan nie. Moenie, regtig nie. Ek het nie om getalle te vat nie. Ek het nie om rekord te hou met wat gebeur nie. Weet jy wat ek is hier om die boodskap af te lewer? Wat jy daarmee maak, is jou saak. Daar staan niemand op nie. Ek gaan vandag uitstap en dan gaan sê, Here, baie dankie dat die boodskap afgelewer het. Dankie, Here. Vra nie met voor het hart. Ek vra jy met hart ondersoek en 'n besluit maak. Is jy vir Jesus of is jy vir die wêreld? You take the whole world, just give me Jesus. Jy moet 'n besluit maak vandag, maar wil jy nie weet, jou maatjie gaan sien wat 'n besluit jy maak. Wil jy dit weet? Jou maatjie gaan vir jou by jou werksplek, by jou skool, waar jy ook al is, vir jou sê, het jy nie opgestaan op daai uitnodiging nie? Waar is jy dan nou? Jy? Maar wil jy die maatjies moet doen? Want so sal jy iemand red van die helse vuur. Ek wil volgende vra. Enige iemand wat sê is moeg om 'n toeskouer te wees. Enige iemand. Hy's iemand wat wil sê ek wil van nou af 'n deelnemer wees aan die koninkryk van God. Ek vra jou om te put dit saam. Jy gaan nie vra om oor toe te maak nie, want jy mos nie skaam nie. Jy is skaam as jy net vir 'n konflik daar op die dansbaan nie. Kom jy staan dis in die kerk. Ek is moeg om 'n toeskouer te wees. Ek wil van nou af 'n ernstige deelnemer wees. Dan vra ek jou om op te staan op jou voete. Nou, niemand is nie. Ek is nie so om getalle te vat. Maar jy weet wie jy is. Maar nog iemand. Ek is nie ouer nie nodig
nou klaar om hier om te praat het. Kan julle vir my kom voorstaan asseblief? Dankie Here. As iemand ek het eers geweet ek gaan preek, pastoraal het my baie voorkennis gegee. Ek weet nie wat in hierdie kerk aangaan nie, maar ek wil vir julle sê, tyd geword om deelnemers te word. Deelnemers. Ek gaan 'n laaste keer vra. Is daar nog iemand wat by hulle wil aansluit? Niemand nie. Ek neem aan julle almal is gereed om 'n verskil vir die Here te gemaak. Pastoor Elton, pastoor Romeo, kyk hierdie manne en vrouens, weet jy wat sê? Jy gaan volgende Sondag met stoele dra. Die manne en vroue gaan vir die Here 'n verskil maak in Jeffreys Bay en in die Oos-Kaap. Prys die Here. Vra jy om musiek oor te vat, asseblief, terwyl ek vir die mense bid.